Goeiemôre. Is vandag donderdag 1 Augustus en baie welkom by hierdie klankoordenking. Ons maak vandag DV dan klaar ook met die Ou Testamentiese heenwysings van ons Here Jesus dan ook. En dit alles binne die groot tema van die lewe van ons Here Jesus hier op aarde. Ons het nou in die laaste aantal klankoordenkings gefokus op verskillende lyne waardeur ons Here Jesus vanuit die Ou Testament dan Nuwe Testamenties bekend gemaak is, en ons het in die eerste plek genoem die verbondslyn of dan die geslagslyn waaruit ons Here gebore is, verskillende wêreldgebeure wat heen gewys het daar na ons Here Jesus. Ons het stilgestaan by talle profesieë wat direk heen wys na ons Here Jesus en dan ook na offers. En ons het aanvanklik gesê daar's 4 lyne, maar hier kom 'n 5de een en ons gaan DV afsluit daarmee. En dit is die lyn van verskillende feesdae wat ook heen gewys het na die koms van ons Here Jesus. Nou die woorde wat in Hebreëus in die Ou Testament gebruik is vir feeste of was oor die algemeen die van dans. En dit was die gewoonte by feestelike geleenthede. Mense, die ou Israel was 'n dansende volk geweest as hulle fees gevier het. En die ander woord wat dan gebruik is vir feeste is vasstel of bepaal of orden. En dit het dit kenne gegee. Hierdie feesvieringe was van bo van ons Here. Dit was gereguleerd geweest. En daarom dan Levitikus 23. Jy gaan lees dit gerus. Ons gaan vandag ook daarby stil staan. En dan ook Numeri 28. Is hoofstukke wat ons kry waarin daar baie duidelike feesregulasies wat van ons Here afkom, dan voorgeskryf is aan die volk. Hoekom was daar bepaalde feesdae? Hoekom is daar fees gevier? Presies om dieselfde rede as vandag. Om mense te herinner, vandag te herinner, aan iets baie spesifieks en spesiaal wat in die verlede gebeur het. Iets wat 'n groot impak gehad het. En as die volk van ons Here dan nou so terugkyk, dan is daar groot gebeurtenisse waarin hulle kort herinner word. Byvoorbeeld die uittog uit Egipte of die woestyngebeure of God se versorging. Ons gaan so iets daarvan vandag by stil staan. Nou onder die Jode van ouds was daar talle feeste gewees. Daar was godsdienstige en seremoniële feeste waarin hulle spesifiek iets wat van ons Here kom terug herdenk het. En dan was daar baie volks- en politieke feeste en ons gaan nie daarby stil staan nie. En ja, ons lees ook van een sondige fees daar in Exodus 32 met die inwyding van die goue kalf, wat natuurlik alles behalwe tot eer van ons Here was. So Israel was bekend as 'n volk wat fees gevier het. Ons gaan dus nie naaste by al die feeste stil staan nie, ons gaan enkeles uitlig. Nou, net ook so dalk tussen hakies, hierdie godsdienstige feeste het altyd ook saam met bepaalde voorgeskrewe offers gepaard gegaan. So as mens dink aan feeste en mens dink aan offers, dan is die twee altyd so saam. Levitikus 23, ek lees vir ons uit die Nuwe Lewende Vertaling, die eerste paar verse. Die Here het vir Moses gesê, gee vir die Israeliete instruksies oor die feeste wat die Here aangewys het. Feeste wanneer julle almal opgeroep word om my te kom aanbid. Jy moet elke week vir 6 dae lank werk, maar op die 7de dag moet alle werk tot stilstand kom. Dit is die Here se Sabbatdag van volledige rus. En hierdie is die eerste ingestelde fees van ons Here. 6 dae werk, 7de dag rus in hom. Ek lees verder, dit is 'n heilige dag om by mekaar te kom vir aanbidding. Dit moet nagekom word waar julle ook al gaan. Behalwe die Sabbatdag het die Here ook feeste ingestel, heilige byeenkomste wat op spesifieke tye gedurende die jaar gehou moet word. Dis wat ons genoem het, die woordjie fees ook beteken, gereguleerd, georden. En dan word hierso in die res van
Levitikus 23 verskeie feeste genoem. Die eerste ene wat ons daarso lees, is die van die Paasfees. En dit is hulle grootste fees gewees, 7 dae lank wat hulle dit gevier het, en dit het spesifiek hulle teruggeneem na God se verlossing van sy volk uit Egipte gewees. En die kern van die kern van hierdie feesviering was die slag van 'n jaar oud lam, wat natuurlik direk heengewys het na Christus, die Paaslam. Die dag nadat die Paasfees begin het, was die fees van die ongesuurde brode. Met ander woorde, die ongesuurde brode en die Paasfees was eintlik 2 verskillende feeste, maar dit het oorvleuel en is in dieselfde tyd ook gevier. En by hierdie geleentheid mag hulle vir 7 dae lank net ongesuurde brood geëet het. En dit moes hulle laat dink aan daardie verskriklike moeilike dae in Egipte en hoe God verlossing bewerk het. Nou as ons dink aan ons Here Jesus, hy wat sê, ek is die brood vir die lewe. En dit gaan nie oor verlossing uit Egipte nie, dit gaan oor verlossing van Satan, verlossing van sondes. 'n verdere fees waarvan ons daar lees is dan die fees van die eerste opbrengs en dan 50 dae later. Met ander woorde, dis letterlik presies 7 weke en dan die dag daarna was die oesfees gewees. Nou met die fees van die opbrengs lees ek die instruksie daarso wat ons Here gee is: wanneer julle in die land aankom wat ek aan julle gee en julle samel die eerste oes in, bring vir die priester 'n bietjie graan van die eerste deel van die graanoes. En dan so ek sê 50 dae later, dan bring hulle 'n hele gerf wat hulle bring om geoffer te word en hierdie 2 feeste saam, die fees van die eerste opbrengs en die oesfees, was vir hulle letterlik 'n terugkykfees op die goedheid van ons Here se versorging in Egipte deur die woestyngebeure in die beloofde land. As ons dink aan ons Here Jesus, is dit nie hy wat gesê het, sonder my is julle niks, het julle niks, kan julle niks. Here, U is die lewe, uit U, deur U, tot U is alle dinge. Die mens lewe eenvoudig uit die hand van ons Here alleen. Op die 7de maand was daar altesaam 3 feeste gehou. Nou die 7de maand volgens die ou Joodse kalender was Januarie, dit was hulle eerste maand. En die eerste fees waarvan ons daar lees, op die eerste dag van die 7de maand, met ander woorde 1 Januarie in ons tyd, was die fees van die trompette. En dit was 'n fees gewees wat soos 'n Sabbat gevier moes word, maar met groot jubel ook, om die volk te herinner aan, dit is ons Here wat ons versorg het in hierdie jaar wat verby was, hierdie jaar wat voorlê, ons lewe is in sy hand. Na dit is die groot versoendag gewees, 9 dae na die fees van die trompette. En hierdie was 'n dag waarin die volk hulle self moes verneder voor ons Here en net bely het hoe sondig hulle is. En dan moes hulle ook vir hulle sondes bepaalde offers bring. En dit was die groot versoendag, die Hebreëus die Yom Kippur. En dit het heen gewys na verlossing in God. Natuurlik Nuwe Testamenties in Christus. En dan die laaste fees wat ek hierso wil noem is die Loofhuttefees. Nou dit was ook in die 7de maand gevier en dit was 'n fees wat gegaan het rondom die eerste vrugte wat gepluk is na die oes. En hierdie Loofhuttefees het hulle laat terugdink aan die woestyngebeure, hoe God hulle reg deur die woestyn gelei en gedra het. Hy is die versorger, hy is die een wat verlossing bewerkstellig. En dit is by hierdie geleentheid wat hulle dan vir 'n hele week lank onder palmtakke vir hulle tydelike skuilings gebou het,
waaronder hulle gebly het. As ons dink aan al hierdie feeste in Christus, alles vervul, want almal het heen gewys na ons Here Jesus. Ons, as Christene, ons vier ook fees. Ons het Sondag, nie 6 dae arbei en dan 'n 7de dag afsonder nie. Vir ons is die Sondag die eerste dag. Christus het opgestaan, hy het die dood oorwin. En daarom kan ons in sy volheid en sy oorwinning ook hierdie week binnegaan. Ons vier Kersfees, die geboorte van ons Here Jesus. Ons vier Paasfees, sy bittere dood, sy kruisiging, maar ook sy opstanding, oorwinning. Ons vier Hemelvaart, ons Here Jesus wat ook opgevaar het na die hemel vir ons tot troos, om vir ons daar 'n hemelwoning voor te berei. Hy heers as Here Koning vanuit die hemel. Ons vier Pinkster, die Heilige Gees wat in sy volheid oor ons uitgestort is, waarin ons ook kan bely, ons is nooit alleen hier op aarde nie. En so het hierdie feeste dan heengewys na ons Here Jesus, en die feeste wat ons vandag vier, is alles ook tot eer van ons Here Christus. Here, dankie dat ons ook soos die Jode van ouds mag fees vier in U, Here Jesus. Here, U is ons lewe. U is die opstanding. U is die oorwinning oor die dood. U is ons waarborg, ons hoop, ons sekerheid ook op die ewige lewe. Aan U alleen al die eer. Amen. Seën vir jou.